Stel jou voor, diep in die Limpopo-vallei, vir amper 700 jaar lank, lê die geheime van Suider-Afrika se heel eerste koninkryk begrawe. 'n Plek van ongelooflike rykdom, van mag en van 'n raaisel wat niemand kon oplos nie. Vandag gaan ons daardie raaisel ontrafel en die waarheid oor die verlore koninkryk van Mapungubwe opgrawe. Ja, dit is die groot vraag, né? Wie was hierdie mense wat 'n magtige koninkryk skynbaar uit niks opgebou het? En miskien nog belangriker, waarheen het hulle op die ou end verdwyn? Reg, hierdie is ons plan van aksie. Ons begin by die ontdekking van die koninkryk. Dan volg ons die spore van goud om te sien hoe ryk hulle was. Ons gaan kyk hoe die mense geleef het en dan takkel ons daai groot vraag: hoekom het hulle verdwyn? En heel laaste gaan ons sien hoe hulle storie vandag nog 'n impak het. So, ons eerste stop, die ontdekking. Want jy sien, voor ons kan verstaan wie die mense was, moet ons eers weet hoe hulle na eeue se stilte weer gevind is. Nou, Mapungubwe het nie sommer oornag verskyn nie. Glad nie. Dit was die einde van 'n lang storie. Dit het alles so rondom 900 na Christus begin met die Sishobore. 'n Rukkie later, so 1020, neem die Kalundu-volk oor en stig 'n nedersetting met die naam K2. En eers in 1220 skuif die hoofstad na daardie bekende heuwel, Mapungubwe. En toe, doodse stilte. Vir amper 7 eeue lank, totdat die ruïnes per toeval in die 1930s herontdek is. En wat 'n ontdekking was dit nie? Dit was soos om 'n skatkis oop te maak. En dit bring ons by die geheim van hulle mag. Hulle was ryk, ontsettend ryk. 'n Rykdom wat perfek opgesom word in een van die bekendste voorwerpe in Afrika geskiedenis, die goue renoster. Goed, so hoe het hulle so ryk geword? Die antwoord is een woord: handel. En ons praat nie hier van handel met die bure nie. Nee, ons praat van 'n massiewe internasionale netwerk. Hulle het hulle goud, yster en ivoor verruil vir luukse goedere soos glaskrale en mooi materiaal van plekke so ver soos Arabië, Indië en selfs China. Kan jy dit glo? Amper 1000 jaar gelede, van die Limpopo-vallei af. Hierdie is die sleutel. Jy moet verstaan, Mapungubwe was nie een of ander afgesonderde plekkie iewers in die bos nie. Glad nie. Hulle was 'n globale speler. Hulle was die poort wat die rykdom van die binneland van Afrika verbind het met die res van die wêreld. Maar hier's die ding. Hulle het nie net goed uit die grond gehaal en verkoop nie. Hulle het dit geskep. Die mense van Mapungubwe was meestervakmanne. Hulle potte, hulle gereedskap en natuurlik hulle gouwerk. Daai goue renoster is nie net 'n mooi stukkie gou nie. Dis 'n bewys van talent van wêreldgehalte. Hulle kon rou materiaal vat en dit in tydlose kunswerke verander. So, met al hierdie rykdom wat die koninkryk ingevloei het, hoe het dit die mense se lewens verander? Hoe was dit nou eintlik om in Mapungubwe te leef? En hier kom ons by 'n ongelooflike belangrike punt. Mapungubwe was nie net ons eerste koninkryk nie. Dit was ook Suid-Afrika se heel eerste klasgebaseerde samelewing. Vir die eerste keer in ons geskiedenis was daar 'n duidelike fisiese lyn getrek tussen die ryk leiers en die gewone mense. En jy kon hierdie verdeling letterlik sien. Die elite, die koning en sy familie, het bo op die heuwel gebly, in groot kliphuise, heeltemal apart van die res. Hulle het die handel beheer en hulle het die beste kos geëet. Onder in die vallei het die gewone mense gebly. Die boere, die smede, hulle het in kleiner hutte gewoon en was die engine wat die hele koninkryk laat werk het. En hoe het daardie engine geloop? Wel, terwyl die koning met internasionale handelaars besig was dit die gewone mense wat die koninkryk gevoed het. Hulle het gewasse soos manna en sorghum geplant en hulle het groot troppe beeste, skape en bokke aangehou. En natuurlik het hulle ook gaan jag, veral vir die olifante en renosters, wie se ivoor en horings die koninkryk se grootste uitvoerprodukte was. Maar as hulle so suksesvol en magtig was, hoekom het alles tot 'n einde gekom? En dit, my vriende, bring ons by die groot raaisel in hierdie hele storie, die verval van Mapungubwe. Wel, die antwoord is, daar's nie een eenvoudige antwoord nie. Dit was nie net een ding nie, maar 'n hele klomp probleme wat alles op een slag gebeur het. Hulle het hulle omgewing uitgeput, te veel bome afgekap, te veel water gebruik. Terselfdertyd het die klimaat begin verander en dit het kouer en droër geword. Die internasionale handelsroetes wat hulle so ryk gemaak het begin verskuif.
Gooi nou nog 'n bietjie interne konflik en die gevaar van vyande by en die hele koninkryk het begin kraak. En daardie krake het uiteindelik heeltemal gebreek. Teen ongeveer 1270 na Christus het die mense die stad begin verlaat. Binne 'n paar dekades was die eens magtige hoofstad heeltemal verlate, 'n spookdorp. Maar wag, die storie eindig nie daar nie. Die val van Mapungubwe was nie die einde nie. Eintlik was dit die begin van 'n splinternuwe hoofstuk in die geskiedenis van hierdie streek. Soos Mapungubwe se liggie begin uitdoof het 'n nuwe mag verder noord opgestaan, Groot Zimbabwe. Baie van die mense en, selfs belangriker, baie van die idees en tradisies van Mapungubwe het soontoe verskuif. Groot Zimbabwe het as dit ware die aflosstokkie gevat en 'n selfs groter, selfs ryker koninkryk geword. Die verband tussen die twee is onmiskenbaar. Dink daaroor, die idee van 'n koning wat apart van sy mense op 'n heuwel bly, die duidelike skeiding tussen ryk en arm, 'n ekonomie wat floreer op internasionale handel. Mapungubwe het die bloudruk geskep en Groot Zimbabwe het dit net vervolmaak. Vandag word die belangrikheid van Mapungubwe oor die hele wêreld erken. Dit het die status van 'n wêrelderfenisterrein. En wat dit basies beteken, is dat dit 'n plek is wat so belangrik is vir ons almal se geskiedenis, dat die bewaring daarvan die verantwoordelikheid van die hele mensdom is. En ja, in 2003 het UNESCO hierdie status amptelik aan die Mapungubwe-landskap toegeken. Dit is soveel meer as net 'n titel. Dis 'n belofte. 'n Belofte om hierdie ongelooflike stuk geskiedenis te beskerm, sodat ons kinders en hulle kinders dit kan bestudeer, bewonder en onthou hoe ryk en kompleks ons verlede regtig is. Die verhaal van Mapungubwe is 'n kragtige herinnering dat geskiedenis nie net iets is wat in boeke staan nie. Dit lê reg onder ons voete en dit wag om ontdek te word. En dit laat 'n mens nogal wonder, nê. Watter ander stories, watter ander verlore wêrelde lê nog daar buite en wag vir ons om hulle te vind?